vaders vanoggend het nie genoegsame substance gekry in hulle man wees, dat baie van ons fail om 'n vader te wees. En dit het niks te doen met wie ons is, maar dit doen met hoe ons gereis is. Is jy met my? En ek het iets mooi gesê, because beloved, success kan nie excluded word sonder failure nie. En failure kan nie ge-exclude word sonder sukses nie. Dis die sukses wat jou vat na sukses. Is failure. So, baie van die manne wat hier sit, het baie failures in hulle. Maar die feit dat hulle nog nie opgehou het om 'n man te wees, they never could, beteken dit hulle is op pad na sukses. En ek vra die susters om tog die manne te vergewe, because as jy nie die man vergewe nie, beteken dit ons kan nie op 'n nuwe bladsy begin. Baie van ons het op nuwe bladsye begin, wat dan op die einde van die dag weer afspeel op dieselfde gebeurtenisse wat gebeur en kom, omdat ons het nog nie afgehandel met vergifnis. Kom nou? Weet jy familie, die samelewing het nie nog 'n preek nodig om te verander nie. Kerke is vanoggend baie vol, mense celebrate Vadersdag, wat in my boekies gaan in nog 'n preek, gaan die samelewing verander. As ek en u nie besluit maak vanoggend om te wil change nie, gaan wat rondom ons gebeur nie verander nie. Want ek het simplify, die rede hoekom dat dinge so is rondom ons so is ons het aandeel dat dinge rondom ons so is. Ek sê gister vir my vrou, we don't love our community. Ons is nie lief vir ons omgewing nie. Mense value nie hulle omgewing nie. En as mense nie hulle omgewing value nie, kan die Here nie hulle bless in die environment waar hulle is nie. Ons het nie respek vir die samelewing. Ons kan nie eers die mooi bome en die plante en die berge en die voeltjies, ons kan nie dit sien nie, because ons is so negatief georiënteerd as gevolg van politiek, nuus, 'n klomp negatiewe dinge wat dat tot bydra. Dat jy as jy wakker skrik, is jy negatief. Skuld, mense wat nie lekker is met jou nie. En as klomp goeders wat bydra wie ons is vanoggend. Maar as jy nie besluit, die wil, ek wil nie so wees nie. Ek met my wil is. Ek werk met jou wil. Wil jy? En dis die ding wat swak is in ons. Nie die kan nie. Is die wil om te verander. Die wil, soos wat Angelique sê, die wil om dinge te doen. Mag jy saak wie wat sê, wie kom kerk toe, wie wil die kerk klopie, wie wil die support, wie wil dit doen, wie wil dit doen. Ek het 'n wilsbesluit gedoen. Ek wil dit. Nou kan niemand my change nie. Want jy kan nie 'n ou se wil maklik breek nie. En ek wil, dis my bemoediging vanoggend vir die vaders. Die wil om 'n vader te wees. Lê nie in wat gemeenskap sê en wat my vrou vanoggend bedien het, of wat die samelewing sê en wat die media buite sê. Wil om 'n vader te wees, lê by jou. Kom nou man. Dit lê by jou. Iemand sê ek wil. En enige ding wat oor die kansel geprofeteer of gepreek of 'n profetiese woord in jou lewe gespreek word, dit gaan oor jou wil. Because na daai woord, nadat jy vanoggend gehoor het, ek wil 'n vader wees, challenge die enemy. Maar wanneer 'n man 'n wilsbesluit gemaak het, dan gaan hy ewen deur die challenges van die lewe, want hy wil. Kali staan op, Kali het afgeval, Kali is nog maar, meneer Kali
Kali is siekie, Kali is 'n man wat 'n besluit gemaak het, ek wil hoeveel kilogram verloor? 92, soos amper 40 kilos, amper 20, sorry, amper 20, toe hy 100 en hoeveel weeg? 14 weeg, toe moes hy 'n besluit maak, maar die besluit was nie, ek kan en ek kan nie. En is hier wat ek en u flop in die lewe. Dis nie 'n besluit wanneer jy kan en nie kan nie. Jy praat daar van jou luiheid en jou traagheid. Dis wanneer 'n man sê, ek kan nie, want ek kan nie sê, ek kan nie as ek nog nie probeer het nie. Kom nou. Dis traag mense wat dit sê. Dis lui mense wat dit sê. Die vraag, die antwoord moet wees, ek wil nou. Vir hom om nou 20 kilometer te verloor, ek weet is kilogram, te verloor, is nie ek kan en ek kan nie. Het gaan oor wat ek daai oggend besluit het, ek wil 20 kilogram verloor. Nou terwyl hy besluit hy wil verloor, besluit die mense, hulle maak chopse en worse, het was al die environment rondom jou change nou. But ek het 'n besluit gemaak, nie ek kan nie, ek wil, en dis my bemoediging vanoggend vir ons. Die Bybel sê Jesus kom by daai man by die bad. Hy vra nie kan jy of kan jy nie gesond. Hy vra vir hom wil jy gesond. Because familie as die dokter sê jy siek. Dit is 'n mediese verslag. Jy kan besluit of jy siek is. Wil ek siek wees? Wil ek aanvaar wat ek gehoor het? As ek besluit ek wil nie, dan kan niemand my oortuig. Maar wat ek wil sê, jy koop nie eers stoele. Jy koop nie eers stoele en meubels en kaste voor jy 'n struktuur opsit nie. Jy sit eers 'n struktuur op. Sodat die meubels kan veilig wees binne-in die struktuur. En nou wie sê wat sê? Die wêreld bou leiers en almal mal oor leadership. Almal is behep want almal wil 'n leier wees, but om 'n leier te wil wees is amper asof jy word ingetrek deur die system van die wêreld, because die wêreld sê leadership gaan die wêreld verander. En daarom gaan jy sien, ons mense is leadership ge-influence. Ons weet nou, dat die ANC het dit nie gemaakt nie, ons moet 'n ander leier kies, because die kerk word geprogrammeer, dat leierskap kan verandering bring. Maar ek het 'n ander message vanoggend vir die kerk van die Here, dit begin by vaderskap. As daar nie vaders is nie, dan kan daar nie leiers wees nie, want jou beste leiers kom van jou vaders af. Vaderskap. Yes. Die land is in 'n dilemma onder leierskap. Yes. Come on. True. But as daar 'n weet jy hoekom was Nelson Mandela so goed geweest? He did not operate as a leader. True. He operated as a father Yes. of the nation. Amen. Oh, True apostle. you can be a great generation if you submit under fathership. Amen. Nee. Amen. Ek weet dit is 'n ewel wat ons uit mense se koppe moet delete. Yes. Because iemand het jou geleer gaan submit by daai leier. But not all leaders are fathers. Amen. Yes, apostle. A leader sy wealth and sy belongings en sy inheritance. Ek wil amper sê, 'n leader het niks van dit nie. Dis my boodskap, met my vaderskap boodskap. 'n leader het nie inheritance nie. So if you want inheritance, you have to submit under a father, because wat aan my behoort, sê ek sê amen kry. Wat mag die Here die woorde in ons koppe laat insink, because jou kind weet hy se pa. But die accolades wat jou kind vir jou
gee as 'n pa kan jou laat stap. En jy nie mature na Vader se toe. Oh, okay. Ek gaan gee nou my volgende Vadersdag 'n kans net om te preek asseblief. Because ek groei van kind na seun, na man, na vader. Ek kan nie pa bly en uitmis op Vader se toe. Oh yes. Ek moet groei. So, die wêreld die buite maklik is. But leadership doesn't have a leader. Dat nie sê leadership, 'n leier het nie inheritance. 'n Leier gaan op principles leer. But a father is an inheritance. Amen. Ek wil ons vanoggend roep, as sons and daughters, om onder 'n vader se te kom. Jy kan die Here hoe kwai dien. Ja. Jy gaan nie groei Come on. Yes. if there's no Father son. Amen. Elia en Elisa, is jy met my? Amen. En wanneer Elia vir die vrou sê dat sy gaan volgende jaar die tyd sterf daai kind. En wat vir my ironies is dat die kind sterf in sy pa se besigheid. Pa. Engels is 'n bietjie baie makliker. Afrikaans is moeilik om te verstaan. So die seun, die kind sterf in sy dad se besigheid. Hulle is daar nie kode, hy werk in sy pa se. Hy's 'n dagloner. Maar wanneer die ding hom tref, dan roep die kind 'n ander ding. Hy sê, my father! My father! My father! Because die man het nooit die kind geproduce met sy eie saak nie. So. Oh. It was a prophetic word that was implanted binne in hy vrou. Sy volgende jaar die tyd. Gaan jy swanger wees, gaan jy kind hê. Sy sê my Heer, moenie van my bespotting maak. Ek is oud man. Ek is klaar. Ek is gedaan. Ek kan nie eens op my een kant lê nie. Kom maar, ek is my vrou wat so sê. Dis nie aangestaan. Is jy met my? But omdat Elisa 'n vader was, spreek hy 'n woord in die vrou, out of the not, dood of the not, binne in haar lewe in. En die results die volgende jaar is die result. En toe die moeilikheid kom, en toe is hierdie vrou nie dom nie. Die een wie dit gespreek het, bring hom. Die profeet stuur toe sy onderdaan, en sy stuur hom terug en sy kyk hier. Ek het nie business met jou nie. Jy het nie my die woord. Dis van julle wat te maklik jou vader los. Because jou vader het 'n profetiese woord oor jou lewe gespreek. En jy kan nie wyn unless die profetiese woord in vervulling kom nie. Because die profetiese woord moet nog genuts word. En as jy klei trap, dan kom jy terug na hom toe, because hy het dit gesê, maar nou wy jy, en jy trap klei daar buite, en jy het nie die vrymoedigheid om weer terug te kom, en te sê, kyk jy my pa man, jy moet my hy word, en dinge loop skeef, dinge loop weer, nou ek kan nie terugkom nie, because ek het hier gewy, en ek het hier reg gewy nie. As jy met my, punt wat ek wil maak, en die vrou roep die man van die Here, die kind het geskree, daai is my vader. Hy daai woord in my lewe ingespreek. 'n Skroesel om te connect aan 'n vader. Amen. Dis goed die buite wat jy nie met hy geld gaan koop Oh yes. en gaan kry Oh met yes. die geld wat jy het. Amen. Maar ek weet nie die dinge van die Here werk net so. Daar's 'n woord in 'n pa se mond. Oh yes.
dat Jesus even sê, julle gaan beter as ek wees. Kom aan. Daar's 'n woord in sy mond wat die trajector van jou lewe heeltemal kan draai. Ek weet nie of jou familie of jou solo pa kan doen. Snaaks is jy al because hulle kan nie verstaan. Die pad wat jy geloop het nooit gelyk jy gaan hier uitkom nie. Maar wat hulle nie weet nie, jy was geconnect aan 'n Vader. Yes. Come on. Come on. Nou is jy nou draai met jou ou lekker karretjie daar en so met hy lekker rokkie wat hulle kan nie hy goed dra nie. Dan kyk hulle kyk nie jou van voor nie, hulle kyk jou so. Kan nie wees nie. Kan nie wees nie. The words of a Father. As jy met my en ek wil saam met Leanna stem, my mense het gesien hoe sy lyk soos sy hier inkom. Hoe 'n vrou wat eens weet, leef sy, bestaan sy, loop sy, gaap sy, want sy het haar identiteit iewers verloor. As gevolg van sekere gebeurtenisse in haar lewe. Vanoggend as sy hy my vat en sy praat, kyk ek nie hy geskenk wat sy gee nie. Ek dink Here, die influence van 'n pa en 'n kind se lewe. That's right. Hallelujah. As jy met my. So, yes, ons moet leiers hê. Ons moet leiers hê. Because die Bybel sê julle meer geestelike leiers. But you also have to submit aan die Vader. Niks sluit af. Dit sê jy so sag is aan. Dis onder. Die disciples vanaf Jesus leer ons om te bid. Nou, hy is hulle leier. Hy kan vir hulle leer as 'n leader. Ek so. Hy maak hulle iets bekend vir my om so te bid. As ek aan die Vader sê. Ja. Onze Vader. Ja. Is jy met my? Amen. As jy nie vir jou pa vanoggend 'n boodskap stuur en ook 'n geskenkie gee nie, het ek 'n probleem met jou. Because Jesus het 'n biologiese pa gehad, het 'n spiritual pa gehad en het 'n supreme pa gehad. Het God gehad, en God was 'n vader en Joseph was sy pa. Kom nou. Jy nie vanoggend vir daai man 'n boodskap stuur en sê, luister ou man. Dit moet jy loop, jy praat nou so met julle pas. Luister ou man. Sê ou man. As something dat ek ook begeer, hoe sal ek gesê het vir die ou man? Hy sal my klap. Maar dat werk nie wat. As jy met my? Amen. Dit kan nie jou pa hier meer honor as jou vader. Ek moet vir hom dankie sê dat hy jou gebore het, dat hy nou hier sit, dat ek met jou kind weet. As jy met my? Nou gebruik sommer die geleentheid om julle goedjies Sommer reg te reg te maak. As jy met my sê, ou man, kom 'n bietjie oor. Vat die ou man 'n bietjie uit. Maar maak dinge reg. Weet jy, ek voel soms ek preek baie begrafnisse is die moeilikste ding soms vir jou om emosies te toon. Daai dag. Jy weet nie. Want jy het nie relationship hier. Al die mense gaan sê hy trane. Dis fyn. Maar waar kom die emosies nou vandaan? Toe jy gelewe toe jy soos 'n moordenaar. Kom nou. Silly, because die dood maak jou nou bekend. Ja. This is your Vader. Ja. Jy kan hom maar sê wat jy wil en geleef het soos jy wil. Want dis op pa. My pa. Is jy met my? So, live right with your Father, live right with God, and live right with your spiritual Father. Is jy met my? Vanoggend gaan my hart weer uit vir my pa. My pa en my geestelike pa. My pastoor. Is jy met my? Because dis die manne wat 'n rol gespeel het in my lewe. Van ons wil ons net onder die Heilige Gees wees. Hy lei ons en hy leer ons. Maar dankie vir oggend vir die mense wat besef met die Heilige Gees was daar 'n man. Kom nou. Kom nou.
Kom nou. We gaan die seën van die Here gaan huis toe. Gaan nie maar net so sit vanoggend. Laat die genade van die Here en die liefde van God en die trostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees sy en bly by elkeen van u wie op op die wolke van die hemel sal sê amen. Familie, ek vra vanoggend vir Forumse mense. Ons is baie bly net so staan en geliefd. Ons is baie swak in support. Ek vra ons asseblief om die